Goeiedag almal. Loop dinge dalk verkeerd in jou lewe? Voel dit asof jy oorweldig word met duisternis en spanning en druk? Die lewe van Josef is vir ons 'n kragtige les wanneer ons sulke dinge in ons lewens ervaar. Sy broers was jaloers op hom. Hulle het hom gehaat en dit het meegebring dat hulle hom verkoop het aan die Ismaeliete. Genesis 37 vers 28. En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek, uitgehaal en hom aan die Ismaeliete verkoop vir 20 sikkel silwer. Toe het hulle Josef se kleed met bloed bevlek en het na hulle vader gebring, sodat Jakob kan glo dat sy geliefde seun dood is. Josef was as slaaf verkoop aan Potifar, 'n hofdienaar van Farao, en as slaaf het hy egter besluit om te doen wat die Here behaag, wat die Here wil hê hy moet doen. Maar ons weet dat afgesien daarvan is hy valslik beskuldig en hy's baie jare in 'n tronk gegooi. Maar ons kan sien as gevolg van Josef se gehoorsaamheid om te doen wat die Here sê hy moet doen, afgesien van enige iets, kan ons duidelik sien dat die Here God was aan die werk in sy lewe. Handelinge 7 vers 9 en 10. Maar God was by Josef en het hom veilig deur al sy moeilikhede gebring. En toe Josef voor die koning van Egipte verskyn, het die Here hom bonatuurlike wysheid en insig gegee. En die koning het Josef as goewerneur oor die land en sy hele koninklike huishouding aangestel. Miskien gaan jy vandag deur baie dinge wat moeilik en pynlik is, maar moenie probeer om hierdie situasie te verstaan nie. Maar onthou eerder dat die Here is aan jou kant en hy is aan die werk. Al sou jy die rede wees hoekom daar probleme in jou lewe is, verkeerde besluite, maar selfs dan verlaat die Here jou nie. Wanneer duisternis in jou lewe toesak, moenie wonder of die Here nog steeds met jou is of hy jou dalk vergeet het nie. Hy het nie en hy sal ook nie. Soos wat die Here met Josef was, so is hy ook vandag met jou. Moenie moed verloor nie, want hy het iets in gedagte vir jou. Vertrou hom en wees altyd gehoorsaam, want jy mag dalk nou op hierdie oomblik op die rand van 'n wonderwerk staan. Afgesien van enige duisternis in jou lewe, wil ek jou aanmoedig om met geloof en verwagting uit te roep: die Here is by my en hy sal my veilig deur al hierdie uitdagings en probleme lei. Laat die beloftes van die Here helder skyn oor die duisternis van jou probleme. En jy weet wat? Die Here moet nie jou laaste uitweg en hoop wees nie. Hy moet jou enigste uitweg en hoop wees. Dankie daarvoor, Here. Amen.